Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Lê daai teksgedeelte daar voor julle. So ek het dit gelees so 'n paar weke terug nadat ek die fout gemaak het om weer een van ons Afrikaanse dagblaaie oop te maak. Ek probeer dit eintlik vir my, maar ek het soos goeie skoonseuns by sy skoonma gaan kuier. Mens moet dit mos doen, né? By jou skoonma gaan kuier. So my skoonma mis nie die koerant nie. Sy mis nie die nuus nie en sy hou daarvan om my te herinner aan al die goeters, en so ek het die dagblad oopgemaak en ek het verstaan hoekom ek dit eintlik probeer vir my. Ek sê nie mens moet nuus probeer vir my nie, maar mensig. Ek bedoel, toe ek klaar gelees het, is ek net gevul met 'n mengsel van woede en angs en frustrasie en 'n begeerte om net te skree, né, op ons korrupte leiers en op die misdadigers in ons land wat lyk of hulle geen respek het vir mense lewe nie. En daardie aand toe ek in die bed lê met al hierdie emosies, toe lees ek hierdie Psalm. En dit was net asof die Here gesê het, maar dit wat hy vir my kom sê, ek moet soveel as moontlik mense deel. So ek het hom al 'n paar keer hierdeur gedink saam met mense, en is wonderlik om dit saam met julle te kan doen vanoggend. En so julle het die teksgedeelte daar, 'n baie eenvoudige manier waarop ons daarna gaan kyk. Ek dink Dawid kom sê onder leiding van die Heilige Gees vir almal wat graag met die Here se insig binne in ons stikkende korrupte wêreld wil lewe. In die eerste plek wat om nie te doen nie en waarom. En dit is vers 1 en 2 en vers 8 tot 11. En dan kom sy vir ons wat om te doen en waarom. En dit is vers 3 tot 7. So baie eenvoudig. Ek het dit toe ek nou die dag gepreek het, ek die ouens bietjie de mekaar gemaak. So is 2 hoofpunte en dan die tweede een het 4 opdragte en dan die laaste opdrag het 11 dinge. Okay? Baie dinge. Bly by. Okay. So, kom ons spring weg met wat om nie te doen nie en waarom. En dit is so duidelik, né? Vers 1 sê vir ons baie duidelik, sê Dawid onder leiding van die Gees: wees nie toornig op die kwaaddoeners nie en beny hulle nie wat onreg doen nie. En dan in vers 8, laat staan die toorn en verlaat die grimmigheid. Wees nie toornig nie. Nou die Hebreëse woord wat met toorn vertaal word, toorn is vir ons bietjie in, soos ons nou Afrikaans praat, vreemd. Maar ek dink jy kry daai idee van dis die volgende stappie van kwaad word, nê. En so een kommentaar het gesê dis om ernstig warm onder die kraag te raak. Ek is so 'n bietjie vry vertaal nou. Blind van woede, so opgewerk dat dit risiko vir jouself en die mense om jou inhou, omdat jy skade kan doen. Dis wat hiermee bedoel word. En die vraag is, ek hoef dit amper nie te vra nie, want ons almal was al daar. Nee, ek was al daar. En weer eens, in ons huidige situasie, met alles wat in ons land en in die wêreld aangaan, en as jy daarbey nog persoonlike dinge voeg, ek het dit nie nou gesê nie, want miskien sit jy vanoggend hier en sê, Thomas, die land en die goeders so goed is een ding, maar ek beleef hierdie tipe van onreg in persoonlike verhoudings. Ek beleef dit dalk by die skool, of ek beleef dit in die werkplek, en so dis vir my baie intiem. As jy hierdie goed kombineer, dan kom ons maklik by daai plek van desperate, gefrustreerde, angstige, gegriefde, jaloerse woede. En dan is ons maklik in die versoeking om reg in eie hande te neem, en baie keer gewelddadig so. En selfs die mees geestelike onder ons kan hiervoor soeg, nê. In Psalm 73, miskien ken julle die Psalm, maar Asaf is 'n priester, ek dink dit is daar op die skerms ook. Hy bely in Psalm 73, hy sê, ek het die hooghartige goddeloses met afguns beheer toe ek hulle voorspoed sien. Nee, baie eerlik, sê hy. Hy gaan voort om te sê, vers 13, dat ek die kwaad vermy het en met 'n eed my onskuld verklaar het, dit is niks gehelp nie, want elke dag het vir my net teenslag gebring, en elke nuwe môre net straf. Kan jy hoor, hierdie dominee in die Ou Testamentiese kerk, hierdie prediker, hy word ook gefrustreerd, nee, en kwaad. Daar's 'n jaloesie. En dan skryf hy in vers 16, ek het diep nagedink om dit te verstaan, en dit was vir my baie moeilik.
totdat ek in die heiligdom van God ingegaan het, en besef het wat die uiteinde van die goddeloses is. Hy sê, U laat hulle op gladde plekke loop, U laat hulle ondergaan deur hulle eie geknoei, in 'n oogwink word hulle iets afgryseliks, gaan hulle ten gronde en tref 'n verskriklike einde. En dis ook die rede wat Dawid aanvoer, waarom ek en jy, as kinders van die Here, nie buite onsself moet kwaad word, of ooit afgunstig word, op mense wat verkeerde dinge doen, en lyk asof hulle daarmee wegkom. Want, sê vers 2, soos gras sal hulle gou verwelk, soos groen grasspruitjies, sal hulle gou verdroog. Jy kan dink aan daai dor, bar, woestynwêreld waarin Dawid hierdie psalm skryf. As die son opgekom het, dan 'n groen grasspruitjie maklik verwelk. Dis wat hy sê, wat gaan gebeur, vers 9, want die kwaaddoener sal uitgeroei word, net nog 'n klein rukkie, en die goddelose sal nie meer daar wees nie. Vriende, daar sal gevolge wees vir elkeen wat God in sy wil ignoreer. Het lyk asof mense wegkom met boosheid, maar hulle sal nie. En wat ons eintlik die diepste moet troos, reken ek, is nie soseer die gevolge, die ding, daar's baie slegte gevolge vir hulle nie. Hier's die kerntroos, en ons het eintlik al in die erediens so mooi beleef. Ons dien 'n regverdige, heilige God wat alles sien. Ons dien 'n God wat omgee vir wat aangaan in hierdie wêreld. God het sy skepping lief, hy het my en jou lief. Hy het ons nie aan onsself oorgelaat nie. Nog 'n klein rukkie, en hy sal 'n einde maak aan al hierdie boosheid, en ook aan mense wat volhard in hulle sonde, en aan al die vernietiging en gebrokenheid wat dit veroorsaak. Nog net 'n klein rukkie. Gisteraand het daar 'n boer by ons gekuier uit Bronkhorstspruit se wêreld, en op die oomblik gaan dit rolf daar by hulle. Hy slaap in sy stoor in sy karavaan, omdat die ouens so inbreek. En toe ek met hom sommer net bietjie deel, en ons dink saam, toe sê hy, Thomas, wag net, hierdie nog net 'n klein rukkie, dit kry my onder. Want dit voel nie so nie. As jy aan die ontvangkant van onreg staan, dan voel dit nie soos 'n klein rukkie nie. En daarom moet ons saam dink, wat is die Bybelse perspektief hierop? En ek moes vir myself bietjie daardeur dink. En vir myself sê, maar luister Thomas, hoe lank het jy nog oor om te lewe? Dis 'n bietjie 'n morbiede vraag, maar dink vir jouself vanoggend. Realisties gesproke. Hoe lank het jy oor? Ek is 45, ek word 46, en as ek 90 jaar oud word, sal dit 'n rekord wees in my familie. En as ek terugdink oor hierdie 45 jaar, dan was dit so. Nie waar nie. Ek praat met baie ouer mense ook in ons omgewing en konteks, en hulle sal maklik vir my sê, Thomas, dis hoe 80 jaar voel. Dis so, dan is dit verby. Dit vlieg verby. En daarom, ons moet so daaroor dink, swaar kry kan voel of dit die ewigheid duur, maar wat is selfs 100 jaar in die lig van die ewigheid wat vir ons voorlê? Dit is nie eers 'n sekonde nie. En die waarheid is, my lewe kan enige oomblik eindig. Die waarheid, die Here kan nou sê dis so. En dis verby. Of Jesus kan kom. Dis waarop ons hoop. Dis Dawid se perspektief. Dis die Bybelse perspektief. Binnekort. Luister saam met my wat sê Petrus in 2 Petrus 3 vir 'n gemeente wat baie swaar kry. Ek wil waag om te sê, en sonder om iemand se swaar kry hier kleiner te maak, maar hierdie ouens het wragtig swaar gekry. Hulle het erge vervolging in die gesig gestaar. En hy skryf vers 9, 2 Petrus 3, die Here stel nie die vervulling van sy beloftes uit nie, al dink party mense so. Nee, hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie. Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. En vriende, dis die vraag wat ons vir onsself moet vra. In ons swaar kry, kan ek en jy, kan ons geduldig wees met die Here, terwyl hy besig is om in hierdie stikkende wêreld sy mense bymekaar te maak. Terwyl hy van vyande vriende maak, soos hy in sy groot genade met my en jou gedoen het. Ek bedoel, ek herinner, ek dink weer vanoggend, toe ek bietjie deur die dinge dink, so dis nie op die skerm nie, maar luister weer na hierdie woorde uit Titus 3, wat julle goed sal ken, nê. Hy sê, vroeër was ons ook onverstandig, ongehoorsaam, op die verkeerde pad, maar toe het die goedheid van God ons verlosser in sy liefde vir die mens verskyn. Hy het ons verlos, nie op grond van iets wat ons vir ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy eie ontferming. Die feit dat ek en jy nie steeds vasgevang is in ons boosheid nie. Dat ons nie
inleef in hierdie onreg wat ons om ons sien nie, dat ons daarmee gebreek het, dat ons daarteen stry is, maar ons nie ons eie oulikheid nie. Dis sy genade. En so, hier's die, ek dink altyd Christene stoei amper mee daarmee, want ons kan en moet kwaad word oor die onreg. As jy nie kwaad word oor wat in ons land aangaan, of wat dalk in jou persoonlike lewe, as jy aan die ontvangkant is van onreg, as jy nie kwaad word daaroor nie, dan is daar iets fout, want God word kwaad. Ook oor die sonde wat jou aangedoen word. Ons moet kwaad word, maar die ding is, ons kan nie soos hy kwaad word nie. Nee, ons kan nie kwaad word op 'n manier asof ek gewoon 'n beter mens is as daai persoon wat op die oomblik my seer maak nie. Ek mag hoop op God se geregtigheid, maar nie asof ek op my eie verdien het om sy geregtigheid vry te spring nie. Ek moet op die Here wag. Dis wat die Psalm sê. Petrus skryf verder in daai gedeelte baie kragtig. Hy sê, maar die dag van die Here stel dit nie uit nie. Die dag van die Here sal so onverwags soos 'n dief kom. En op die dag sal die hemel met 'n groot gedruis verdwyn en die hemelliggame brand en ontniet gaan en die aarde met alles wat daarop is sal vergaan. En op vers 13 sê hy, maar ons leef in die verwagting van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wat God beloof het, waar die wil van God sal heers. Wie is hierdie ons wat in die hoop leef van 'n nuwe aarde vol van die Here se geregtigheid? Vers 9 sê vir ons, kwaaddoeners sal uitgeroei word, maar die wat die Here verwag, hulle sal die aarde besit. Wie gaan die grond besit? Ons stoei mos baie in ons land oor grond. Wie gaan dit besit? Jy gaan nie skeefgetrekte kapitalistiese stelsel wen en so die bank gaan uiteindelik my huis besit. Nee, die ryker mense gaan net ryker word, hulle gaan alles besit, gaan hulle die grond besit. Ons sal die EFF dit reg kry om die grond van individuele eienaars weg te neem, gaan sosialisme en kommunisme gaan dit wen, sal die korrupte staat alles besit, sal die grond uiteindelik in die hande van swart mense wees of van wit mense. En wie gaan Suid-Afrika behoort? Wie gaan die Oekraïne kry? Is dit Rusland? Gaan hulle wen of NAVO, of gaan die vriende politieke partye en burgerregte organisasies in lande en mense met hulle onderskeie politieke en ekonomiese filosofieë kan stry en beklei en oorlog maak en vir 'n kort tydjie kan dit lyk asof die slegte ouens wen. Maar hier is die Here se belofte. Die wat die Here verwag, Jahwe, die verbondsgod, wat vertrou op die getroue verbondsgod, wat op hom wag, vir 'n kort tydjie, 40, 50, 100 jaar, al is dit vol seer kry en swaar kry en trane, hulle sal die aarde besit. Die ootmoedige sê vers 11, sal die aarde besit en hulle sal hulle verlustig oor groot vreugde. Dis Shalom, dis God se getroue, vreugdevolle heerskappy. Dis die Here se belofte. Al die ander aanspraakmakers sal verwelk, verdroog soos gras in die warm son. Hulle sal vernietig word. En so dis 'n oproep vir jou as jy nie Jesus ken en nie aan hom vasgryp en nie in sy geregtigheid in jou plek glo nie, nê. Die mense wat dit nie het, die gaan vernietig word. Ons wat op die Here wag, ootmoedig is, sal die aarde besit. En die vraag is gewoon, vriende, kan ek en jy vanoggend, miskien is dit makliker vanoggend as ons hier sit, maar kan ons aan daai belofte vashou as ons môre die koerant optel en die goeters lees? Nee, en of ek kry persoonlike nuus, kan ek hom vashou aan hierdie belofte. En ek hoop hierdie kan dalk vir jou help vanoggend om daarom vas te hou, want is een ding om hierdie belofte by monde van Dawid te hoor, nê, die groot koning van die Ou Testament. Maar dit is so wonderlik om te hoor dat die koning van konings, Jesus, hierdie belofte opneem, hierdie woorde van Psalm 37 vers 11 opneem in sy koninkryk se reglement, Matteus 5. Hy sê geseënd is die sagmoediges. Daai Griekse woord en die Hebreëse woord in die Ou Testament is so te sê ekwivalent, nee, geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang.
As ek en jy ooit twyfel of God omgee, of hy betrokke is, of hy in sy goedheid 'n einde sal maak aan al die boosheid en die lyding en die onreg, dan hoef ons mos nie verder as die kruis van Jesus te kyk nie. Wat dink jy het daai, ons het nou net laasweek daaroor gedink, maar wat het daai Vrydag, dink jy, aangegaan in die harte van daai disippels? Ek bedoel, hulle het soveel hoop gehad in hierdie koning. Nee, hy het hulle lewe kom omkeer met sy liefde en die nuwe, dis net soveel opwinding. En dan sien hulle hoe bose mense hom onregverdig vang en kruis toe sleep en hoe hulle hom kruisig en hoe hy doodgaan. Ek kan net my indink as hulle daar wegkruip op hulle verskillende plekke en hulle weggehol het, dat dit 'n tyd was, daai Vrydag tot die Sondag van diep angs en verwardheid en de mekaarheid en wat het nou gebeur? Maar Sondag kom. Sondag kom. En hy staan op en sy lyding en opstanding in ons plek. So ek sê, waar ons teruggedink het verlede naweek, maak dit vir hom moontlik om vir ons in ons swaar kry te sê, moenie toornig raak nie. Moenie perspektief verloor nie. Moenie jaloers wees nie, net nog 'n klein rukkie. En julle ootmoediges, sagmoediges, die wat op die Here wag, sal die aarde besit. So, hoe wag ons? Hoe doen ons dit prakties? Ons gaan dit in hierdie tweede deel saam met mekaar deel. Ons is almal nog wakker. Hoe wag ons op die Here? Nee? Wat beteken dit om sagmoedig of ootmoedig te wees? Want dit beteken nie jammer vir myself een kant nie. Wag op die Here beteken ook nie passief nie. Nee, dis eintlik om met bonatuurlike krag te vertrou op die Here, om jou te verlustig in die Here, dis vers 3 gewees, vertrou die Here, hou aan goed doen, verlustig jou in die Here, vers 4, om jou weg, jou lewenspad aan die Here oor te laat, vers 5, om te swyg, stil te wees voor die Here en geduldig vir hom te wag, vers 7. En ons gaan hier oor saam dink, hierdie 4 kernopdragte. En die eerste een is, vertrou op die Here en hou aan goed doen. Hou aan met goed doen. En om die Here hier te vertrou, om in hom te glo, beteken hier om jouself te onderwerp aan sy wil en dit te doen in die vertroue dat hy op sy manier dinge gaan oplos op sy regte tyd. Een manier om dit natuurlik reg te kry is om te doen wat ons nou net gedoen het, is om terug te kyk. Nie waar nie, want die psalms herinner ons gereeld vir Israel, kyk terug, onthou wat God gedoen het, hoe hy julle gered het uit Egipte, hoe hy julle deur daai moeilike woestynlys gery het, hoe hy julle in die beloofde land ingebring het. Dink terug daaroor, en dis wat ons moet doen, vriende, terugdink aan hoe hy ons verlos het in Jesus. Ons kan weerhou van ons woede en angstigheid en jaloesie en reg in eie hande neem, as ons aanhou kyk en terugkyk en onthou hoe Jesus aan die kruis gesterf het, dood gegaan het, opgestaan het in ons plek. En dis ook die krag waarin ons kan gaan aanhou om goed te doen. Vanoggend weer teruggery en vir my familie gevra, ek vergeet altyd die flieks. Maar Frozen 2, ek seker mamas en papas het dit deurgekyk, né? So julle sal onthou nie. Die ou trol sê op 'n stadium vir Anna, as sy moedeloos en moeg is, dan sê hy, hou net aan, doen net die volgende regte ding. En dit het ons al as familie so baie keer in die laaste tyd, waar maar moedelose tye was, gekry om te sê, okay, Here, ons weet nie waartoe nie, maar kom ons doen net die volgende regte ding. En miskien moet ek hier net sê, om die regte ding, om goed te doen, binne in ons konteks, kan beteken dat ek onreg konfronteer. Dat ek daaroor praat, dat ek sê goeters is verkeerd, dat ek die waarheid praat, maar vriende, dan altyd op 'n manier wat die Here sê ons dit moet doen, in liefde en nie op die wêreldse manier nie. En ek weet nie van julle nie, maar ek beleef oor en oor onreg, waarin ek net weet, ek, Thomas, kan niks daaraan doen op hierdie oomblik nie. Maak nie saak wat ek draai nie. Ek kan niks doen nie. En dan is die wonderlike ding om te sê, maar ek gaan die Here vertrou en net die volgende regte ding doen. En hier is die wonderlike belofte, in die lig van wat ons mekaar gesê het, oor die Here se belofte van sagmoediges wat die aarde gaan beerwe, is niks van die goeie dinge wat ek en jy doen,
Niks daarvan sal tot niet gaan. Alles wat ek en jy in Jesus se naam doen, echo in die ewigheid, al is dit die kleinste dingetjie. Jy het gehoor van hierdie mense wat julle uitnooi om te sê, kom saam met ons, dat ons op 'n manier 'n stukkie van die stikkend en gebrokenheid aanspreek. Daai dinge, so merkwaardig soos dit vir die wêreld is, vriende, gaan echo in die ewigheid, want hier is die waarheid wat die Here vir ons kom sê. Ek en jy gaan saam met hom in die nuwe strate loop, as hy alles kom nuut maak het van hierdie wêreld. Nee, ons glo tog immers, hy is lief vir hierdie stikkende wêreld, hy gaan dit kom nuut maak. En daarom tel die goeie goed wat ek doen, selfs al vernietig slegte mense, dit lyk dit vir my in 'n oomblik. Dit tel. So vertrou op die Here en doen wat goed is, bewoon die aarde, beoefen getrouheid, drink dit in, sê daai letterlike vertaling eintlik. Dis die eerste ding. Tweede ding, verlustig jou in die Here. Verlustig jou in die Here. Die leuen van die bose, die leuen waarom hy vir Adam en Eva gekry het om van daardie vrug te eet, was die dwaase idee dat dit nie genoeg is om by God te wees nie. Dat daar meer is aan die lewe as om God te dien. Dat om God in sy nabyheid en grootheid te geniet nie genoeg is nie. Die duiwel laat vir Adam en Eva glo dat daar iets meer en beters is as die Here self. En die resultaat was 'n ontevredenheid, glo dit of nie, met die paradys self. Hulle het in die paradys gelewe. Maar hulle raak ontevrede daarmee. Omdat hulle eintlik die hart van die paradys verloor, nê. Ons bly ook so dink, ons sukkel nog steeds daarmee. As ek net dit gehad het of dit kan kry, sal ek tevrede wees. As ek net daai vrug kan eet. Maar dis leë beloftes. Dit is leë beloftes. Want wat gebeur met Adam en Eva? Dit los hulle eintlik met 'n onvervulbare leegheid daarna, nee, dit kan net nie volkom nie. En soos ek sê, hierdie leuen echo nog steeds. Eet en jy sal soos God wees en jy sal waarlik gelukkig wees. Maar daai ontevredenheid, vriende, brand uiteindelik in hulle harte soos vuur, en dis wat die hel uiteindelik is. Dus as daai onvervulde begeertes net my eintlik heeltemal verteer. Want die ding is, geen bedrag geld, geen seksuele ervaring, geen prestasie, geen menseverhoudings, geen besittings, geen wonderlike reise kan daai leemte volmaak nie. Julle het dit seker al baie gehoor, maar Augustinus, een van ons eie Afrika-teoloë, het so mooi gesê, U het ons vir U self gemaak, o Here, en ons harte sal rusteloos bly totdat ons in U rus vind. Totdat ons God bo alles begeer, totdat ons besef dat ons behaag in Hom is, sal die lewe nie sin maak. Sal al die sleg en die mekaar my heeltemal oorweldig. En dis die rede vir hierdie dringende oproep. Nee, dis 'n wonderlike waarheid. Verlustig jou in die Here. Want as ek my verlustig in die Here, sal my diepste begeerte vervul word. Hy sal die diepste begeerte van my hart vir my gee. En wat is dit? Dis homself. Oor en meer en meer. Verlustig jou in die Here. C.S. Lewis skryf in sy bekende preek, en ek het my beste vertaling hier want daar in Johannesburg is die Afrikaanse mense moeilik. Ek sien hier, mag julle dan Engels sing en so. Dink is omdat hulle so bang is vir daai stad van ons, maar hulle wil net, so ek vertaal alles daar, as ek in Afrikaans spreek, maar hier C.S. Lewis, The Weight of Glory, hy wonderlike preek, nee. Hy sê dit wil voorkom asof die Here nie reken ons begeertes is te sterk nie. Jou probleem is nie hy te sterk begeertes nie. Hy sê nee, hy reken dis te swak. Ons is halfhartige wesens wat rondspeel met drank en seks en ambisie, terwyl ewige vreugde vir ons beskikbaar is. Ons is soos 'n kind wat opgewonde raak oor modderkoekies bak in 'n vuil krot bier, omdat hy geen idee het wat die belofte van 'n vakansie by die see inhou nie. Ons is met heeltemal te min tevrede. Nou Jesus kom om ons oë oop te maak, om te sien wat vir ons beskikbaar is. Hy kom maak dit moontlik om God so te ontmoet, dat ons vir altyd ontevrede sal wees met die modderkoekies van hierdie wêreld. Hy het gekom om vir ons God en sy liefde en sy genade te wys, en om dit vir ons moontlik te maak om hom so te kan beleef, om ons so in hom te kan verlustig, soveel so dat dit alle woede en angstigheid en jaloesie uit ons harte uitdryf. Derde oproep. Laat jou lewenspad aan die Here oor. Letterlik staan daar, rol jou weg oor op die Here.
Jou pad rol dit oor en dis waar Petrus daai gedagte kry, glo ek, wat sê werp al julle bekommernisse op hom. Want dis waaroor dit gaan, nie. Hy sorg vir julle. Ons het vir mekaar gesê God gee om. Hy gee om oor alles. Hy gee om oor my hele pad, ook hierdie emosies, hierdie goed wat binne in my woed as ek hierdie onreg sien. En hy sê kom na my toe, rol dit oor op my. Sit dit op my. Jou angstigheid, jou onsekerheid, jou seer, jou woede, jou kwaad, gee dit oor. God verwag van my en jou om kinders te wees. Ek is altyd so verstom dat my seentjie kan so, hy raak nou al hoe groter, so al hoe meer selfstandig, maar dit vat net 'n val of net 'n iets en hy hardloop dadelik, papa help. Die Here wil hê ons moet so saam met hom leef. Hy wil nie hê, ek wil kyk hoeveel hulle op hulle eie gedoen kan kry nie. Nee, in afhanklikheid kan ons na hom toe gaan en luister na hierdie belofte, hy sal dit uitvoer. Hy sal dit uitvoer, sê vers 5. Nee, wat is dit? Hy sal, dit is sy wil, sy goeie plan om alles nie te maak, maar ook in soverre my wil en my planne daarby inpas en onder dit inbuig, sal hy dit uitvoer. En hy sal jou geregtigheid laat voorkom soos die lig en jou red soos die middag. Hy sal sorg. Kan ek dit vir jou vra? Het 'n woede-uitbarsting reg in eie hande neem, jouself oorgee aan jou emosies. Het dit al ooit in jou lewe goeie en blywende goeie resultate gehad? Het dit gewerk? Ons sê net vir mekaar, werk dit? Dit werk nie. In vers 8 sê so mooi, ons het eintlik al deur dit gedink, maar dit sê wees nie toornig nie. So moenie so buite jouself kwaad word nie, want dis net om kwaad te stig. Jy gaan eintlik nou net daarmee voort, nê? Ons menslike woede, ons gebrekkige toring is geneig om net nuwe boosheid tot gevolg te hê. Dit is al wat dit reg kry. Want soos ons reeds gesê het, ons kan nie soos God kwaad word. Ons kan nie die gewig dra om regter en jury en Laksman en alles in een te wees nie. Ons kan dit gewoon nie doen nie. As ons dit oorgee aan God, sal hy sorg dat reg geskied en dat ek en jy deel in sy volmaakte geregtigheid, asof ek en jy dit self gedoen het. Dis sy belofte. Finale vermaning. Soos amper daar. 11 goeter. Dus op 'n manier, hierdie laaste opdrag is ook kragtig. Swyg, wees stil voor die Here en wag geduldig op hom. Dis 'n opsommende opdrag, dink ek, wat eintlik die ruimte skep vir ons om al die ander goed wat hy tot sover gesê het te doen. Rustig, geduldig, wagtend op God om te doen wat hy beloof het. Nou soos ek nou gesê het, dis nie 'n passiewe wag nie. Dit beteken nie niks doen nie. En ek het regtig hierdie 11 punte gaan vinnig wees, want ek het probeer om net vir myself te gaan sê, Thomas, hoe gaan jy na jou belewenis en na dit gebeur tog oor en jy sien goeters en dit gebeur, hoe gaan jy geduldig wees en op die Here wag? Hoe gaan jy dit prakties doen? So hier is die 11 dinge. Eerste een, neem tyd om letterlik stil te raak voor God. Vriende, ons kan nie daarvan wegkom nie, en dit is die eerste ding wat in die slag bly as ons angstig en bekommerd is baie keer. Ons hou op om daai tyd af te sonder om te sê, hierdie is gefokuste stilraak tyd voor die Here, waar ek luister na sy woord, waar ek psalms lees soos hierdie psalm, en om toelaat om in te praat in hierdie onrustigheid van my hart. Ek moet, as jy daarmee sukkel, kry iemand wat jou kan help met daai stilraak tyd, maar dit is crucial. Ek kan nie anders as om so stil te raak en net perspektief te kry en te reflekteer op my omstandighede nie. Vat daai tyd. En dan in daai tyd, die tweede ding is, erken God se soewereiniteit en sê dit gereeld vir hom terug. Nie om hom te oortuig nie, maar sodat jy dit kan glo. Here, U is in beheer. U is die koning, maak nie saak hoe dit lyk nie. U is die koning van konings. U laat dinge toe waarvan U niks hou nie, om dit te bereik waarvan U baie hou. En ek gaan U daarvoor vertrou. En U gaan alle boosheid uitwis. Sê dit vir die Here. Derde ding, sê vir die Here, jy het hom nodig. Here, ek het U nodig, ek kan hierdie nie self doen nie, ek kan dit nie self oplos nie, ek is diep afhanklik van U. Ek kom agter dat ek dink ek glo dit, maar ek sê dit nie en daarom leef dit nie in my hart nie. Ek sê dit nie vir die Here nie. Vierde ding, soek jou geestelike krag in die Here. Baie van die goed vloei in mekaar, nee, maar om te sê, Here, ek het U nodig,
Ek het nodig dat U deur die Gees hierdie perspektief oopsluit, want ek kan dit nie eers op my eie hê nie. Ek soek my krag in U. Bidend, stil voor U, soek ek my geestelike krag in die Here. 5de plek, ek moet veg, ek moet my weerhou van alles oorheersende vrees en woede en bekommernis. Want baie keer is die woede uitbarsting is die gevolg van my vrees en die mekaarheid hier binne my. Maar ek moet vir myself sê, sodra ek oor daai ek moet dit veg, ek moet veg om daarna toe te gaan. En eintlik hoe ek dit veg is deur daai eerste 4 goed gereeld te doen. Gereeld stil te raak, dan sal dit my help, maar ek moet, as ek daar kom, moet ek sê, dis te ver, ek wil nie daar wees nie. Veg teen dit. 6de ding, hou aan om te leer wat vir die Here goed is en gaan doen dit. Ek wil weer sê, hierdie was nou 2 voorbeelde van mense wat kom praat, maar ek weet julle het baie ander goed van waar jy kan gaan goed doen. Ek was nou die dag weer die voorreg gehad om terug te gaan na my tuisdorp, saam met Beter Einders en net in Marble Hall saam met die gewone mense wat daar leef, te gaan slaggate regmaak en sokker te speel en boereborsrolle te eet en te lag en te huil oor hulle stikkend en gebroken. En dit gee mens net soveel perspektief. So as ek in daai goed doen, dan raak ek sommer, dan gaan al die kwaad en frustrasie net, dit is weg, want in daai oomblik is ek saam en ons doen iets en ons is besig. Soek dinge om te doen, moenie stil sit nie, doen goeie dinge. 7de ding, maak seker dat jy tyd spandeer in selfondersoek en belydenis. Ondersoek jou eie hart. Gereeld voor die Here, want jy sien, as ek elke dag voor die Here moet gaan staan, soos ook so mooi in julle erediens vanoggend, net daai bewustheid, Here, ek was daar, ek het U nie geken nie, en ek gaan nog steeds soontoe, en ek is so jammer, ek sien hoe het ek met my vrou gemaak, ek sien hoe maak ek met my kinders, ek sien hoe maak ek baie keer, en nou wil ek net hierdie ouens veroordeel, ek kan nie, hulle doen verkeerd, maar ek doen ook verkeerd, ek het genade, as ek so leef, dan word ek iemand wat nog steeds kan sê iets is verkeerd, maar ek is vol genade. In dit, kan jy sien? Genade het ek, maar ek verloor nie my oog op wat reg en verkeerd is nie. So tyd in selfondersoek en belydenis. 8ste ding, baie belangrik, verwag dat die Here sal red al, is dit op sy tyd, en nie op joune nie. Maar leef in verwagting vir uitkoms. Die Here sal uitkoms gee. Op sy tyd, op sy plek, op sy manier, leef in daai verwagting. En al hierdie goed word eintlik saamgevat met punt 9. Bid sonder ophou. Ons leef in 'n tyd waar die Here weer vir ons roep om baie te bid. In daai gebed, 10de ding, verlang na Jesus se wederkoms. Nou meer sê ek nie, moenie lief wees vir waar jy nou is nie. Maar ons het nie 'n idee hoe gaan dit wees as hy alles kom nuut maak nie. En kom ons verlang daarna, kom ons smag, kom ons leef in afwagting, gereed, enige tyd kan hy kom, en dit is die grootste ding waarvoor ons leef, kom Here Jesus, kom en maak alles nuut. En 11de, laaste ding, jy kan dit nie alleen doen nie, jy kan dit nie alleen doen, dus kom jy moet nie wegbly sonder hierso nie, moet dit nie mis nie, moenie jou ligpunt gesin afskeep nie. Moenie jou DNA groep, as jy dit nog nie soek, soek gemeenskap. Ons kan nie hierdie 10 dinge alleen doen nie. Ons het mekaar nodig. Ons het gemeenskap nodig. Ons mekaar herinner dat ons is die Here se tribe wat hy gebruik in hierdie stikkende wêreld. Ons het dis nie net iets waar ek gaan kyk hoe voel ek of ek gaan opdaag. Ek het dit nodig. Dis eers eintlik as jy dit heeltemal verloor, amper soos in lockdown, dat ons weer besef hoe nodig ons dit het, maar nou begin ek dit klaar weer vergeet, nê. So moenie, soek dit op, soek die sakramente op, en nagmaal om dit te kan gebruik, om te kan kom kyk hoe die Here iemand doop, al daai beloftes aan 'n klein babatjie of 'n volwasse iemand wat tot geloof gekom het, kom maak, nee, hoe die Here kom en sê, hierdie is my waarheid, dis waarin jy kan leef, jy sal die land beerwe, omdat ek so groot en genadig is. Niks en niemand kan dit keer nie. Soek die gemeenskap op. Ek sluit af, as ek die tekens van die tye dophou, vriende, dan is ons nog vir 'n tyd lank in vir 'n rowwe rit, nê. Alles dui daarop. Ons kan nie van daai realiteit af wegkom nie. Maar luister weer na hierdie laaste woorde van Jesus wat ek wil aanhaal, Johannes 16. Hy sê, Jesus sê vir hulle, dit sê ek vir julle, sodat julle vrede, daai shalom wat vers 11 beloof, daai vrede kan vind in my. In die wêreld sal julle dit moeilik hê.
In die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed, ek het die wêreld klaar oorwin. Hy het die wêreld oorwin. Hy het die boosheid buite ons, al lyk dit hoe sleg, hy het dit reeds oorwin. Hy het die boosheid binne my en jou klaar gewen, dis oorwin. En daarom kan ons verseker wees van sy belofte, maar die wat op hom wag, die wat die Here verwag, hulle sal die aarde besit. Die ootmoediges sal die aarde besit en hulle verlustig in groot vrede. Amen. Kom ons reageer bidend op dit wat die Here vir ons sê. Here, ons is so swak en ek is net opnuut bewus soos hierdie woorde uit my mond kom dat dit so onvoldoende sonder dat u Gees hierdie waarhede oopsluit en ons dit laat sien op 'n veel diepe manier as wat die woorde van 'n prediker dit kan doen. Help ons om hierdie Psalm te hoor en al u waarhede daarin ons eie te maak opnuut. Omdat u Gees die waarheid daarvan in ons harte kom indra en laat dit vir ons perspektief gee. Here, ons ek weet nie persoonlik waardeur almal wat hier so sit op 'n baie intieme manier gaan nie. As hier en daar weet ek van dinge, maar oor die algemeen ken ons mekaar nie, maar u weet waarmee elkeen hier stoei. U weet hoe moedeloos die dinge rondom ons soms kan maak. U weet hoe maklik ons in dit vaskyk. Lig ons oë op, sodat ons u kan sien, al u beloftes, en sodat ons daar binne kan leef. Kom troos, kom droog trane af, kom gee u hoop en u perspektief. Help ons om daarin te leef, dis al wat ons vanoggend van u kan vra. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.